Baie welkom by vandag se luistermeditasie in die groot lydensweek. Dit is vandag Woensdag 16 April 2025. Die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik. Ons doop vandag die 6de kers uit pad na Goeie Vrydag, waar ons die 7de kers doodplaas, om dan weer op Opstandingssondag die Christuskers aan te steek. As jy deelneem aan hierdie ritme, nooi ek jou nou om die kers uit te doof. Van alle blindheid van hart, van alle trots van die gemoed, van alle hoogmoed en skynheiligheid, van alle trots en haat en kwaadwilligheid, van alle vorme van liefdeloosheid. Bewaar ons tog vandag, o Here. Amen. Ons lees saam Hebreërs 12 vers 1 tot 3 uit die 2020 vertaling. 'n Aanmoediging om te volhard. Daarom, terwyl ons ook so groot volkgetuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Een paar jaar gelede het ek deelgeneem aan 'n 100 km ultramarathon op Tafelberg. Soos dit gaan met sulke langafstand uit te vermoë wedlope, is daar tye van ekstase waar dit selfs voel of jy op die wolke hardloop. Maar dan, ongelukkig, die onvermydelike tye van donkerte. Hoe langer die afstand, hoe meer gereeld die tye van swaar kry. Ek onthou een so donker tyd tydens die wedloop baie goed. Met my hande op my knieë het ek tussen 'n ry vrugtebome gestaan. Ek was erg naar en het 'n geruime tyd al gesukkel om vloeistof of voedsel in my lyf in te kry. Na 'n minuut of 2 het ek myself gemotiveer om vas te byt tot by die volgende waterpunt en dan handdoek in te gooi. Om geestelik moeg te raak en uit te sak, is dit wat die Hebreërs skrywer wil hê die gelowiges moet vermy. Dit is so 'n eg menslike belewenis. En hoe groter die reis, hoe groter die kans dat jy deur daardie donker oomblikke gaan moet werk. Die vraag is of jy besluit om vas te byt en of jy kies om deur te druk. Ek was op die punt om handdoek in te gooi. Maar ek was salig onbewus dat my kinders vir my, saam met my uitgebreide familie, by daardie einste waterpunt gewag het. Hulle het selfs plakate gehad en luidkeels my toegejuig toe hulle my sien. En dit was die draaipunt van my resies.
Op my donkerste uur het die mense wat vir my lief is en in my glo, my gemoed gelig en my die moed gegee om vas te byt en deur te druk tot by die eindstreep. Wie is die wolk van getuies rondom jou? En wat is daardie gedagtes van tou opgooi wat jy moet neergooi sodat jy die wedloop met volharding kan hardloop? Die teksgedeelte gee ons 'n dieper opdrag, wat ons sal help om eindtyd vas te byt. Volg Jesus se voorbeeld. Hou jou oog op hom en dink na oor hoe hy, terwille van die vreugde wat in die vooruitsig was, die kruis en vyandigheid verduur het, die skande daarvan gering geag het, en hoe hy sy plek langs God ingeneem het. Waaraan dra jy swaar? En waar beleef jy vyandskap of teenstand? Mag jy omring wees deur mense wat in jou glo en jou sal aanmoedig. Mag jy neersit dit wat jou terughou. Mag jy optel dit wat moeilik is. Mag jy sy voorbeeld volg en jou oë op hom hou. En mag jy dan weet dat God langs jou kom staan.
tot die einde toe. Ek sluit af met 'n gebed van Augustinus van Hippo uit die 5de eeu na Christus. God van ons lewe, dit is daardie waarin die laste wat ons dra ons skouers skaaf, die pad vaal en eindeloos voor ons uitstrek, die wolke grys en bedreigend bo ons hang. Dit is daardie, Here, waarin die musiek in ons lewe stil geword het, ons harte seer en eensaam is, en ons alle moed en hoop verloor. Kom tog, Here, laat U lig weer skyn oor ons pad. Hef ons oë op na waar U beloftes teen die horison geskrywe staan. Stel ons ore in op die klank van hoopvolle musiek en gee ons 'n gevoel van een wees, met geloofshelde wat volhard het tot die einde. Dan sal ons die moed hê om ander te bemoedig, hulle wat saam met ons die strawwe lewenspad loop. Ek vra dit tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen.